Ok, jy gaan nou miskien nie glo wat ek jou nou gaan vertel nie. Maar dat is iets wat julle miskien nie geweet het nie. Dis is die ouens wat die snotty comments gemaak het op al die video's hier en daar, is daar altyd een wat 'n snotty comment gemaak het. Dis hulle probeer om te kyk. Ek weet nie wat se rede nie. Dis is die een ou wat nou, nie een ou nie, 2, 3, wat nou gepraat het oor my tande, my breintande. Ja, my tande is brein. Dis nie van vuil nie. Ek het op die plaas groot geraak in die Karoo. Daar was te veel fluoried in die water. Hulle kan niks aan my tande doen nie. So ek moet nou met my breintandjies maar loop. Maar dis wat ek moet face. Daar's nog 'n ding wat jy nie geweet het nie. Gelukkig, toe ek my LLB gedoen het, ek kennis opgedoen, wat ek nooit kan verruil nie. Al sal ek nooit praktiseer nie. Maar ek het nog altyd met al my regsgoed alles self gedoen, en ek het nog nie 'n hofsaak verloor nie. Nêrens. En, maar daar is nou 'n gedeelte wat gedurende hierdie ding wat julle nie geweet het van nie. En dit is nie net die dagvaardiging wat hulle vir my gegee het nie. En dat dit onregmatig gewees het. En hoe hulle die dagvaarding bekom het nie. En die tuistering van die prokureurs af nie. En en die lys gaan aan. En die gedeelte wat min mense van geweet het, en baie mense spoel nou sommer hulle mond op, soos byvoorbeeld 'n comment waar ek gesê het, die dokter het my 3 dae gegee te lewe. Toe sê die een vrou daar, nou hoeveel dae het jy nou nog oor om te leef? What? Ek verstaan nie mense nie. So as jy nie kan vertrap in die grond in, soos wat 'n Absa, soos wat die prokureur, soos whatever, soos wat van die kykers op hierdie goed gedoen het. Gelukkig van die 1,8 miljoen van laasweek Vrydag af tot en met nou, is al meer as 1,8 miljoen views wat daar gewees het. Gelukkig was daar 99,9% van die mense wat saamgestem het en wat my support het. Maar 'n ding wat jy nie geweet het nie, is dat ek tot snags hier gesit het en die goed gesit het deurgry, die dokumente agter mekaar gekry het, môre 'n videoetjie gedoen het en dan die goedjies uitgesaai het. Maar wat hulle ook nie geweet het nie, hoe ek vir 'n jaar of wat ek al ewer die van mag deurgegaan het met prokureurs wat jou bel en bel en bel en bel en het frickin stop nie. Dit stop net nie. Jy het nie 'n lewe nie, jy kan nie saam met iemand kuier of niks, want die amper sê ek wat, sy foon lei van vanmôre tot vanaand toe, van whatever. Laat ek laat, jy kan hom ook nie blok nie, want hulle bel net van 'n ander nommer, van 'n ander nommer, van 'n ander nommer af. En my hele lewe was op sy dak staan gemaak gewees, as gevolg van die tuistering. En wat toe op die eind van die dag nou nog ook gebeur het, is na my beroerte, en wat ek so erg siek gewees het, en ek kan nie die geld gaan leen, omdat Absa my gegaan het en gaan blacklist het, toe moet ek sonder dit klaarkom. Toe moet ek my meubels goed begin verkoop. En ek moet my gitaar en van my musiektoerusting en al hierdie goed verkoop, sodat ek kan in die lewe bly, sodat ek kan medikasie kry, sodat ek kan al hierdie goed. En toe die dokters gaan,
en sê 3 weke. Ons 'n ding wat jy nog nie geweet het nie. Toe stap die Here daarin toe sê hy, nee deur, want ek het gebid, ek moet doodgaan. Ek kon nie meer handle dat ek in 'n bed lê, dat ek in 'n reistool sit en hierdie vir ewige verpesting van hierdie prokureurs wat my van vanmôre tot vanaand toe bel nie. Ek kon nie meer handle dat ek vir Absa se klagtelyn en you name it bel en dan sê, wat gaan nou aan? Sort hierdie verdomde prokureurs uit. En dan gebeur daar net niks by Absa se klagtelyn nie. Ek kon nie meer dit handle dat op die einde van die dag ek kan nie meer werk nie. Ek is verlam, ek is in 'n bed. Ek kan nie medikasie kry nie. Ek sien al hierdie goed wat verkeerd is omdat ek die reg ken en ek weet dat tuistering 'n kriminele oortreding is. Sowel as 'n siviele saak is onafvatbaar vir 'n siviele eis ook. Ek weet as jy onregverdige blacklist is, dat dit kriminele is. Ek weet al hierdie goed. Ek is vanaand so kwaad. Gewoonlik as ek oor hierdie goed praat, dan huil ek. Maar ek is so kwaad en ek is so teleurgestel. Aan die manier, nie net Absa nie, en ander mense ook gebehandel raak, deur soortgelyke goed. Daar is hordes mense, wat my nou kontak. Mense wat my bel. Mense wat ewen vir Absa en die mense mails en mails goed en uit frustrasie uit, dan CC hulle my net eenvoudig in hierdie e-mails van mense wat ek van geen kant af ken nie. Ek weet nie waaroor dit gaan nie. Dis ooglopend daar op my Facebook van die hordes mense wat met dieselfde probleem of soortgelyke probleme sit, wat hulle eenvoudig net nie, maak nie saak hoe hulle dit rapporteer by 'n Absa of by 'n tak of by 'n whatever kanaal hulle possibly kan nie, hulle kom net eenvoudig nêrens. Daar is so baie wat julle nie geweet het nie. Miskien vertel ek julle môre van 'n klomp goed wat julle nie geweet het nie.